Volgende aan die woord het ons vir Wian Soelwald om bietjie vir ons die denkwyse vir sukses te gee en hoekom aan die Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem. So Wian is ook die wenner van 2024 se TLI Jongboer van die Jaar. So Wian is 'n trotse plaasjapie wat sy kinderjare in Heidelberg deurgebring het en later na Bella Bella verhuis het. Ek dink is Warmbad, waar hy steeds op die familieplaas woon. Sy loopbaan het begin as 'n professionele driekamp atleet wat swem, fietser en hardloop kombineer. Wian het vinnig naam gemaak en het in 2012 die junior wêreldkampioen geword. Ongelukkig het hy in 2020 weens verskeie beserings sy droom om aan die Olimpiese spele deel te neem in die wielegery uit die sport getree. Na sy sportloopbaan het Wian by familieonderneming RK Boerdery aangesluit. Die besigheid fokus hoofsaaklik op varkboerdery met 'n toeliekudde en aandele in 'n groot kommersiële abattoir. Wian is verantwoordelik vir die teeling en bestuur van die varkboerdery en produksie, waar hy sy passie vir diere en landbou elke dag uitleef. Hy het sy studies in besigheidsekonomie en bestuur voltooi en het ook verskeie kursusse in handel gedoen, trading soos hulle sal sê. Iets wat hy geniet as deel van die daaglikse bedrywighede van die besigheid. Buite die werk geniet Wian golf, jag, perdry en om 'n glas rooiwyn saam met sy vrou te geniet. Sy toewyding aan landbou en sy dinamiese benadering tot boerdery is in 2024 bekroon toe hy as TLI se Jongboer van die Jaar aangewys is. So ek dink Wian bly 'n voorbeeld van hoe passie en deursettingsvermoë en familiegees 'n suksesvolle en volhoubare boerdery vir jou kan gee. Wian, dankie. Goeiedag almal, my naam is Wian Soelwald. Ek is die trotse TLI SA 2024 Jongboer van die Jaar. Ek is trots daarop om 'n Afrikaanse Christelike boer te wees. En ek is bitter dankbaar vir die werk wat my ouers gedoen het om my groot te maak. Beloof vir julle, dit was 'n redelike werk. Dit is my 'n groot voorreg om TLI SA se titel as Jongboer van die Jaar te dra. Die lof moet immers ook na my pa Manfred Soelwald en my oom Etienne Soelwald toe gaan, want ek is bloot 'n produk van hulle handewerk. Ek wil TLI SA graag bedank dat hulle die Jongboer kompetisie 'n werklikheid maak en dat hulle my gekies het as hulle Jongboer van die Jaar. Ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief van TLI af om jongboere 'n kans te gee om met mekaar mee te ding, as ook vir jongboere om raak gesien te kan word. Baie dankie vir dit. 'n Kompetisie soos die is natuurlik ook nie moontlik sonder die betrokkenheid van borgers nie. Ek en my vrou is kinderlik opgewonde vir ons toer na Frankryk toe, waar ons die Manitou fabriek gaan besoek en gaan kyk hoe hulle topgehalte verskuiwingsmasjinerie in mekaar vleg. Baie dankie aan Hatfield Motorgroep vir die spogvoertuig wat hulle aan my voorsien het. Ek moes omtrent 'n graad gaan beloop het om al die tegnologie te verstaan, maar van daar af het dit baie lekker gegaan en dit was 'n baie groot plesier. Dit is 'n baie groot bederf om die kombinasie van leksheid en 'n bakkie in een voertuig te hê. Ek wil terselfdertyd vir Hatfield Motorgroep bedank vir hulle belangstelling in landbou en dat hulle ons sektor raak sien. En ek wil boere graag uitnooi om hulle kans te gee. Laat hulle vir jou kwoteer, of dit nou 'n nuwe voertuig is of 'n tweedehandse voertuig. Baie dankie aan Santam Landbou vir hulle kontantprys en as ook vir die spesialistproduk wat hulle lewer. En dankie vir die pad wat julle saam met ons stap in die landbousektor. In die woorde van Prof Jan Bonsma, man must measure. My oupa het dit by hom geleer, my oupa het dit vir my pa geleer en my pa het dit vir my geleer. 3 baie belangrike M's om in gedagte te hou. Ek wil graag vandag die geleentheid vat om mede-jongboere uit te nooi om in die Jongboer van die Jaar kompetisie deel te neem. Dit mag vir jou 'n geleentheid van persoonlike groei wees, waar jy kan meeding en jouself meedeen mede suksesvolle jongboere. Loop weg vanaf die kompetisie met baie stof tot nadenke. Na jy moes deelneem aan uitdagende gesprekke, sou jy die kortlys behaal.
Leer uit die geleentheid en verbeter jouself. Jy wil immers die beste weergawe van jouself wees. Wees trots op wat jy doen, soos ek gesê het, en gebruik hierdie geleentheid om mense bewus te maak van jou relevante industrie en wat vir julle relevant is. Ek deel graag met julle, groot motivering was vir my om in hierdie kompetisie deel te neem, was om die mense bewus te maak van die varkindustrie, hoe dit werk en hoe ons eintlik vleis produseer. En die jongboer kompetisie het vir my die ideale geleentheid gegee om presies dit reg te kon kry. Baie dankie daarvoor. En onthou, as jy 2 mense kan aanraak of bewus maak van iets wat vir jou belangrik of relevant is, daai 2 mense word 4, 4 mense word 8 en so gaan ons aan. En op die einde van die dag dink ek ons as boere of gevestigde boere het 'n baie groot verantwoordelikheid om landbou aantreklik te maak vir die algemene persoon daar buite. Nog soveel te meer vir die jeug, want waar anders gaan ons jong boere vandaan kom. En ek dink hierdie wat Agri Skills vir ons vertel het, ek dink persoonlik dis fantastiese werk wat julle doen. Baie dankie daarvoor en dan Tannie, ek soek net so 5 minute met Tannie na die tyd, okay? Mense, ons lewe ook in 'n tyd waar daar jaarliks al hoe meer druk op produsente geplaas word vir hoe hulle moet boer van 'n ESG perspektief af. So ek is van mening dit is belangrik vir ons om mense te wys hoe boer ons, wat doen ons en laat ons op die einde van die dag saam met die natuur werk en nie teen hom nie. Ek dink op die einde van die dag is dit 'n bitter groot voorreg om TLSA se beoordelaars as ook kenners van landbou op jou plaas te hê en vir hulle te kan wys en vertel wat jy doen en terselfdertyd ook uitgedaag word deur hulle. Ek sluit af met betrekking tot die jongboer van die jaar kompetisie dat aanhouer wen. Ek myself het nie my eerste keer aan die bokant uitgekom nie, maar ek het wel elke keer iets daaruit geleer. Goed, ek was genooi om te praat oor denkwyse vir sukses. En ek gaan sommer begin deur vir julle te sê, ek het nie al die antwoorde hier vir julle vandag nie. Ek kan wel vir julle vertel wat is my ervaring en wat vir my gewerk het, en ek hoop daar's iets wat julle dan kan toepas, hoe dit vir julle kan werk. Wat is chaos? State of utter confusion or disorder or total lack of organization and order. An opportunity, a favorable time for advancement, progress, or profit. Ek was van 'n relatiewe jong ouderdom af geforseer om 'n positiewe denkwyse of denkwyse vir sukses te handhaaf. Die rede hiervoor is dat ek uit 'n agtergrond van professionele sport uitkom. Ek het ook 17 jaar oud was aan die Jeug Olimpiese Spele deelgeneem en van daar af het ek besluit om 'n loopbaan uit professionele driekamp uit te probeer maak. Tot met in 2020 toe ek 27 was en die besluit geneem het om terug te kom plaas toe. Nou in professionele sport is daar ongelooflik baie chaos, maar daar's ook opportunity. Nou is ek seker meeste van julle sit hier en wonder, maar wat het professionele sport en landbou nou eintlik met mekaar uit te waai? Professionele sport en landbou het een ding in gemeen. Uiteindelik kom dit neer op jou deursettingsvermoë, jou wil om 'n sukses te maak, want niemand anders gaan die wenstreep oorstreek of die oes insamel vir jou nie. My ondervinding of verwantskap met professionele sport en landbou is as volg. As jy 'n Suid-Afrikaanse sportman wat op wêreldvlak moet deelneem, kan dit vol uitdagings vir jou wees. En nog soveel te meer as jy 'n individuele sportman is. Die beskrywing som dit baie goed op, individuele. Jy is op jou eie. Jy is
jy is op jou eie en daar is bitter min of selfs geen bystand van lokale sportorganisasies af nie. Ek moet wel bieg, die Suid-Afrikaanse driekamp-organisasie het vraggies hulle beste gedoen met ons, maar op die einde van die dag was dit nie naaste by dit wat atlete van groter lande af gekry het nie, van die ondersteuningsnetwerk af wat hulle gekry het nie. So wat beteken dit nou eintlik? As 'n professionele sportman in Suid-Afrika is daar vir jou geen vangnet nie. Mits jy gelukkig genoeg is om 'n sterk ondersteuningsnetwerk van jou ouers of jou familie te hê, kom die moontlikheid om sukses te bereik slegs op jouself en die liewe Vader se hand neer. Niemand gaan dit vir jou beter of makliker buite in jouself maak nie. So waar begin jou sukses? By jou denkwyse. Kweek daagliks 'n positiewe mentaliteit. Ja, daar is uitdagings in ons land en in die landbousektor. Daar is baie geraas, maar onthou selfs in hierdie chaos is daar altyd geleenthede. Daar's baie negatiewe geraas ook daar buite. Tipe geraas wat 'n mens kan laat twyfel oor jou toekoms as boer in hierdie land. Ek was persoonlik saam met my familie 'n slagoffer van 'n plaasaanval. En so ontnigtering ruk 'n mens op 'n manier wat jy eintlik nie kan indink nie. En dit kan jy baie maklik in 'n baie diep donker gat laat beland. En ek was in 'n oomblik van onsekerheid toe dit met my gebeur het, of ek môre kan mag sien of nie. En saam met daai angsgevoel was daar 'n stem binne my wat vir my geskree het, ek het nog te veel oor om te doen op aarde en om te bereik op aarde. Ek was op daai stadium nog 'n sportman, so ek was nie seker in watter rigting daai stem vir my geskree het nie, maar wel dat hier nog baie vir my wag. Nou, hoe hou ons denkwyse positief met hierdie klas van geraas? Nogal moeilik, nee. Ons het 'n fenominale organisasie wat verskriklike goeie werk op verskeie fronte doen. Hulle is ook ons stem in hierdie klas van geraas. Ek en Benny het gisteraan so 'n bietjie gesels en hy het vir my genoem hoe mense vir hom genoem het vir ongeveer 23 jaar. Hy nog nooit sy standpunt of dit waarna hy glo verander het of gebuig het nie. En ek dink dis merkwaardig. En Benny, baie dankie vir daai en dankie dat oom dit met my gedeel het. Laat TLESA vir ons hierdie duisternis veg en swaai daai negatiewe gedagtes na positiewe gedagtes in jou besigheid. Dis van baie beter belang daar. Nou soms is winsmarges maar dun in landbou. Tog is ons 'n kardinale pilaar van die land se ekonomie. Ek kom weer terug om te sê sukses is jou enigste opsie. Want as jy nie daai winsmarges gaan haal nie, is al soos ek gesê het, geen vangnet vir jou nie. Sukses in landbou lê immers in volhoubare winsgewendheid. Nou 'n baie groot faktor wat winsgewendheid bepaal, is die faktor van die ope mark of die markkragte. Die ironie hiervan is, die mark voel vir jou as produsent redelik min. Die mark gaan beweeg in die rigting waar die mark wil beweeg, of jy nou daarvan hou of nie. As ek julle 'n voorbeeld kan gee uit die vleisindustrie, het is al kere wat die supply and demand curves nie wil sin maak nie. Tog is dit wat dit is. Of as daar oeste is wat op 'n mespunt is, styg die mielieprys na 'n naweek se goeie reën. Nou wat nou? Klink eintlik maar als baie negatief en hoekom wil ek nou eintlik in landbou wees? Wel om dit eenvoudig te stel, hoe vinniger jy as jong boer die realiteit van hierdie markkragte gaan aanvaar, hoe beter vir jou. Saam met hierdie beseffing kom daar natuurlik baie geleenthede vir jou. Hierdie mag dalk vir jou lyk soos 'n vorm van chaos, maar daar gaan geleenthede saam met dit kom. Jou opportunity in hierdie chaos is, besluit of jy in die kragte van die mark gaan deelneem. En indien so, op watter manier? Gaan jy meer fyn probeer boer?
Gaan jy diversifiseer? Gaan jy deel raak van die waardeketting? Wat gaan jy doen? Daar's baie verskeie maniere. Ons het 1 milie oes 'n jaar. Daai oes word definitief net een keer verhandel nie. En waar is die saai manne hierso, die mieliemanne? Gaan jy deelneem aan daai verhandeling? Want gaan dit gebeur. Sou jy besluit om dit te doen, kan jy onmiddellik vir jouself 'n nuwe vaardigheid leer. Saam met daai vaardigheid kom natuurlik baie ander kennis wat ook van toepassing tot jou industrie kan wees. Soos om daagliks te weet wat is die toestand van die mielieoeste of die hele oeste oor die enige gegeewe oomblik. As ook om die regte aankoopbesluite te kan neem, sou jy in die vleisbedryf wees. Hierdie is die tipe besluite wat jy vir jouself moet neem. 'n Positiewe denkwyse of 'n denkwyse vir sukses is nie iets wat net oornag gebeur nie. Dis 'n daaglikse bewustelike besluit wat geneem moet word. Gaan jy 'n glas wat half vol is sien as dit is te min of dit gaan nie werk nie? Of gaan jy vir jouself sê ek gaan die beste maak met wat ek het om my glas wel vol te kry? Dit is in my opinie waar die kombinasie van positiewe denkwyse en die belangrikheid van besigheid verstaan in mekaar vleg. Ons lewe in 'n tyd vol onsekerheid en chaos wat vir ons wel baie uitdagend mag raak. Maar die goue rand van hierdie realiteit is dat onder daai chaos lê daar vir ons geleenthede. Ons moet net 'n positiewe denkwyse handhaaf. Fokus op oplossings, nie die probleme nie, soek geleenthede. Beoefen dankbaarheid. Die Here se seën is oneindig. Omring jouself met positiwiteit en die regte tipe mense. En die manne hierso, dink baie hard en mooi oor die tipe vrou wat jy kies. Want jou vrou is een van die grootste pilare van jou sukses van 'n man. Ek sluit af om julle te herinner dat ons in 'n kontinent woon waar hongersnood 'n werklike werklikheid is. En dat mense hier ook regte voedsel verkies. Ons is 'n kardinale faset van hierdie land en sy ekonomie. Jy wat jongboer is of jongboer gaan word, het 'n plekkie. Neem dit met trots in. En ek los julle met hierdie. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. And the climb is all there is. Baie dankie.